Vir eeue lank al probeer ons volkse vyande ons van hierdie kontinent af verwyder. Die ander Europese volke wat ongeveer gedurende dieselfde tyd of selfs heelwat later as ons hier gevestig het, is egter almal nou weg. Die Engelse is terug Londen toe, die Portugese terug na hul land en die Franse is basies almal uit Algerië uit. Maar die Afrikaners staan nog steeds vas hier aan die suidpunt van Afrika. Waarom? Wat maak ons anders as al die ander volkere wat nie op hierdie kontinent kon oorleef en bly staan het nie? In vandag se video kyk ons na die wortel van die Afrikaner se unieke oorlewingsdrang en deur die geskiedenis delf ons van Jan van Riebeeck se gelofte tot Bloedrivier en die Anglo-Boereoorlog, om uit te wys hoekom die Afrikaner se wortels nie net in hierdie grond geplant is nie, maar in geloof en verset lê. En hoekom dit ons ook vandag te midde van elke aanslag op besonderse wyse staande hou te midde van die radikale huidige aanslag teen ons. Die Afrikaner is in meer as een opsig 'n unieke volk. Terwyl elke ander Europese volk of volk van Europese afkoms wat hulself in Afrika gevestig het, of die kontinent reeds heeltemal verlaat het, of soos in die geval van die Engelssprekende Anglo-Suid-Afrikaners, wat tans vinnig besig is om die land te verlaat, staan die Afrikaners nou al reeds vir byna 400 jaar vas hier aan die suidpunt van Afrika. Of ons vryheid en voorspoed nou deur die VOC, die Britse imperialiste, die Zulu weermag of die ANC bedreig word, die Afrikaners slaag eenvoudig daarin om, anders as ander Europeërs, op hierdie kontinent te bly woon en te werk te midde van elke denkbare aanslag op ons mense. Maar hoekom is dit nie die geval dat die Afrikaner kan bly woon en werk onder omstandighede waarin elke ander Europese volk, insluitende volke met die tipe ruggraat van die Rhodesiërs, net eenvoudig dit nie kon regkry nie? Hoekom het die Afrikaner so sterk en blywende oorlewingsdrang wat ander westerse volke al lank al verloor het? In hierdie video gaan ons kyk hoe die Afrikaner die uitdagings wat Afrika bied op 'n unieke wyse deur die geskiedenis konfronteer het en vandag steeds bly konfronteer, ten spyte daarvan dat byna al ons vriende in die buiteland vir ons vertel dat die oplossing daarin lê om te vlug of terug te keer na ons stamlande of Amerika toe te gaan. In hierdie video gaan ons fokus op die lesse uit ons geskiedenis om ons mense sodoende te inspireer om te bly weerstand bied teen die tirannie wat ons tans in hierdie land ondervind. Want om uiteindelik aan te hou weerstand bied teen tirannie is al manier hoe ons volk die wa deur hierdie drif gaan trek. In ons buurland Mosambiek was daar in die mid-70s ongeveer 250.000 mense van Europese, hoofsaaklik Portugese afkoms. Op daardie stadium het blankes net so bietjie meer as 3% van Mosambiek se bevolking uitgemaak. Maar in die hoofstad Lourenço Marques, wat natuurlik later Maputo sou word, was 30% van die totale bevolking Portugees. Ja, net bietjie meer as 40 jaar gelede het die hoofstad van Mosambiek hele woonbuurte gehad waar daar omtrent net blanke mense of Europeërs gewoon het. In Namibië, wat vroeër as Suidwes-Afrika bekend gestaan het en nog vroeër onder die etniese benaming Duits Wes-Afrika, het op 'n stadium 'n blanke bevolking gehad wat op hul piek meer as 14% van die bevolking uitgemaak het. In die ander Afrika-land wat 'n Europese etniese benaming gehad het, Franse Algerië, het blanke selfs gedurende die 1950s amper 'n kwart van die bevolking uitgemaak, wat dit op daardie stadium die witste land in Afrika gemaak het, selfs nog blanker as Suid-Afrika. In elkeen van hierdie lande, sowel as in elke ander land wat histories 'n beduidende Europese bevolking gehad het, het die Europeërs intussen op groot skaal die land verlaat. Namibiese Duitsers is op groot skaal terug Europa toe en vandag is die oorgrootste meerderheid van die oorblywende blanke bevolking in Namibië Afrikaners. Die Portugese is weg, die Franse is weg en die Engelse het eintlik maar alleenlik in Suid-Afrika gebly, omdat die Afrikaners dit vir hulle hier leefbaar gemaak het. Die vraag is dan, waarom ons volk kon bly staan en steeds vandag bly staan in 'n stryd wat soveel ander volke oorweldig het? Daar is natuurlik verskeie faktore hier ter sprake, soos onder andere die feit dat ons volk van die begin af gebind het aan hierdie grond,
op hierdie deel van die wêreld en daarom nie soos baie ander Europeërs wat hulself hier gevestig het, byvoorbeeld dubbele burgerskap in 'n Europese land het nie. Faktore soos hierdie is egter bloot 'n uitvloeisel van wat ek as die kern van die oorlewingsstrategie in Afrika beskou. Die feit dat ons volk gebore is uit 'n versetstryd of 'n vryheidsstryd. Waar ander Europese volkere hulself eintlik as 'n verlengstuk van bestaande Europese sosio-politieke ordes gesien het, was ons volk se breek met ons stamlande baie meer beduidend. Die Franse hugenote het byvoorbeeld nie hierheen gekom omdat hulle 'n Franse kolonie wou stig soos in die geval van Algerië nie. Hulle het hierheen gekom omdat hulle in Frankryk vervolg is vir hul mees heiligste godsdienstige oortuigings. Ja, die Afrikaner volk is gebore uit die hervorming of reformatie, wat in die eerste plek 'n godsdienstige, maar terselfdertyd ook 'n politieke stryd vir die waarheid van die evangelie van Christus was. Dat dit die wortel van ons volksbestaan is verder duidelik uit die gelofte wat Jan van Riebeeck gemaak het kort na sy aankoms in die Kaap, waarin hy beloof het dat ons gereformeerd Christelike godsdiens gebore uit hierdie versetstryd hier aan die suidpunt van Afrika sou kom vestig. Dit was hierdie strydersgees en moed van ons godsdienstige oortuiging wat ons volk inspireer het om te midde van al die aanslae, vyandskap, oorloë en onreg wat met die lewe in Afrika gepaard gaan, steeds voort te duur in die stryd, wat ons nie anders kon as om in afhanklikheid van die Here aan te pak nie. En dit is juis omdat ons hierdie afhanklikheid van die Here bely het en uitgeleef het in tye van krisis, soos met die slag van Bloedrivier, dat hy aan ons keer op keer die uitkoms geskenk het. Selfs wanneer dit menslik onmoontlik gelyk het. Soos met Bloedrivier, soos met die Boereoorlog en soos met die protestantse kerkhervorming wat tot ons volksplanting gelei het, staan ons vandag weer voor net so groot krisis. Hierdie krisis bedreig soos so dikwels uit die verlede nie net ons materiële welvaart nie, maar ons voortbestaan as 'n volk in sodanigheid. To kill Gaza, kill the poor, the farmer, kill the poor, the farmer. Brr, pa, pa, brr, pa, pa. Attention. Ons moet altyd onthou dat die huidige aanslag op ons volk meer is as net 'n politieke aanslag. Ons volk was nog altyd geroepe gevoel om 'n stad op 'n berg te wees en die lig van die Here Jesus Christus hier in Afrika uit te dra. En juist daarom dat bose mense ons so haat. Dit is daarom dat ons vyande, wanneer hulle onder die mag van die duisternis kom, die aanslag op ons volk soveel erger en soveel meer radikaal intensifiseer, as byvoorbeeld nou op Engelssprekende Suid-Afrikaners. Vandag is hierdie aanslag net so vel soos ooit tevore. Vandag verkeer ons in 'n krisis waar dit duidelik is dat ons nie ons heil in demokratiese politieke oplossings kan soek nie. Die geskiedenis van Afrika herhaal homself keer op keer in elke enkele land op hierdie kontinent. En Suid-Afrika is tog geen uitsondering nie. Ons is ook maar net nog 'n Afrika-land. Op die ou einde van die dag is die een ding in Suid-Afrika wat anders is as in die res van die kontinent, nie die regering nie, nie die grondwet nie en nie die land se geografiese ligging nie. Dit wat Suid-Afrika anders maak, is die feit dat dit die land is waar die boerevolk woon. Dit is die volk wat gebore is uit die stryd, 'n volk wat nie maklik oorrompel word nie, juis omdat ons die God van die lig dien en geroep is om 'n ligstraal in donker Afrika te wees. Omdat ons gebore is uit hierdie stryd, is ons volk 'n bepaalde oorlewingsdrang wat baie ander Europese volke alreeds verloor het. Ons stryd om oorlewing gaan nie net oor materiële oorlewing van die individu nie, maar om die worstelstryd vir die koninkryk van Christus op aarde. Dit gee aan ons volk 'n bepaalde roepingsbesef wat omsit in 'n versetstryd teen alles en almal wat ons vryheid elke dag daagliks bedreig. Mag die boere nooit hierdie dryf na vryheid verloor nie. Mag ons elke drakoniese wet wat hierdie regering invoer om ons vryhede nog verder in te perk teenstaan met alles wat in ons is, totdat ons uiteindelik weer oor onsself kan regeer. By die Willem Petzer groep is ons onomwonde verbind tot die versetstryd van die Afrikanerse volkslewe. Ons wy onsself daaraan om die waarheid uit te kry
en by wyse van ons video's soos hierdie die stryd weer aan te vakker en voort te sit. Kyk gerus ons onlangse video oor die belangrikheid hiervan vir die Afrikaner vandag deur op die skakel hierso te klik. En maak seker om ons hande sterk te maak deur 'n betalende lid te word van die Willem Petzer groep. Ons stryd is tog vir die hart van die volk. Volg net die stappe op die banier onder aan die skerm. Totsiens en mag God elkeen van u seën.